Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met ons reeks oor jou identiteit in Christus en hierdie is episode 28 in die reeks. En ons bestudeer bietjie op die oomblik ons geregtigheid in God en wat dit beteken en hoe dit ons kan help in ons elke dag lewe. Maar kom ons bid net eers saam. Here Jesus, baie dankie vir dit wat U vir ons kom doen het in ons gees. Toe U namens ons aan die kruis gelei het. Dankie Here dat U ons nuut gemaak het en dat U vir ons U geregtigheid gegee het. Here, maak ons wakker vir hierdie waarheid in U woord en help ons om ons gedagtes te verander om in lyn te begin dink met dit wat U reeds vir ons in ons gees gedoen het. In Jesus naam. Amen. Ons het gister begin kyk na Romeine 5 vers 17 en spesifiek hoe dat die woord daar vir ons verwys na geregtigheid as 'n geskenk van God af, deur Jesus. Ek wil vandag bietjie kyk of hierdie net 'n geïsoleerde teks is, of is daar ander skrifte wat vir ons dieselfde ding probeer verduidelik. Blaai saam met my na Efesiërs 4 vers 24. Ons het al voorheen in die reeks in hierdie teks geraak, maar ek wil net 'n bietjie uit 'n ander hoek na hom kyk. Hy lees van vers 23 af so: En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Onthou dat die woord ons hier wil leer, dat as ons wil verander, ons eers moet begin anders dink. Moenie net sommer allerhande weird random goed nie, maar dat ons die waarhede van die woord sal begin bedink. En meer spesifiek, dit wat God in ons wedergebore gees kom doen het. So hy sê in vers 23 dat ons moet nuut begin dink. En dan kom hy in vers 24 en hy gee juis vir ons waaroor ons moet dink. En julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Die woord sê ons moet ons met die nuwe mens beklee. Maar hoe doen ek dit? Want dis nie iets wat ek in my vlees kan doen nie. Dis nie 'n fisiese hemp of 'n baadjie wat ek kan aantrek nie. Nee. Hy verwys hier na ons wedergebore gees wat nuut gemaak is. En ons beklee ons met daardie mens as ons vers 23 se aanwysings volg, deur so te begin dink. OK, so wat het in my wedergebore gees gebeur waaroor ek my gedagtes moet verander? Kom ons lees vers 24 weer. En julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Ek en jy is na God geskape in ware geregtigheid. Hierdie woord wat vertaal is as ware geregtigheid, is in die Grieks die woordjie dikaiosune. Onthou jy hom? Ons het vroeër in die week daaroor gesels. Dikaiosune beteken om deur God vrygespreek te wees, omdat die prys van die vonnis reeds betaal is. Nou is ek in die perfekte verhouding met hom, omdat ek vlekloos voor hom staan. En wat sê hierdie skrif? Hoe het ons hierdie amazing status bereik? Ons is in dit ingeskep. Met wedergeboorte is ek en jy in perfekte geregtigheid geskep. Jou gees, die ware jy, is ewig geregverdig voor God. Hoekom? Wat het jy gedoen om dit te verdien? Niks. Dis 'n geskenk. Jy het eenvoudig jou vertroue en geloof in Jesus geplaas en hy het die res gedoen. Hoe vereer ek God hiervoor? Ek sê eenvoudig vir hom dankie en ek glo dit. En wees versigtig, want hierdie skrif sê ons is na God geskape in ware geregtigheid. So as ons in ware geregtigheid geskep is, beteken dit daar's 'n vals of 'n verkeerde geregtigheid. En dis die soort geregtigheid wat ons probeer bereik deur dit wat ons doen. Daar's niks verkeerd om die regte ding te doen nie, maar sodra ek dit doen om God te beïndruk, dan is ek besig met my eie geregtigheid. En dit is vals geregtigheid. Sodra ek begin gee vir God se koninkryk, of ek vas, of ek hou op om varkvleis te eet, of wat ons ook al doen om God se arm te draai om ons te seën of om hom te beïndruk, dis vals geregtigheid en dis vir God walglik. Is daar fout daarmee om te gee? Nee, absoluut nie. Is daar fout daarmee om te vas?
geensins nie, maar gee uit dankbaarheid en omdat jy graag saad in die grond wil hê. Vas, omdat jy jou vlees se stem wil stilmaak sodat jy God se stem beter kan hoor. Verander jou denke na die waarheid dat jy reeds voor God is soos jy veronderstel is om te wees. Jou wedergebore gees is geskep in ware geregtigheid. Jy het reeds vryspraak voor God, maak nie saak wat jy gister gesê of gedoen het nie. Efesiërs 2 vers 6 sê, ons sit reeds saam met Jesus in die hemele. En Jesus sit aan die regterhand van die Vader. So hoe kan ons langs Jesus sit, in die teenwoordigheid van God, as ons nie 100% perfek en geregverdig is nie? In Johannes 4 vers 17 sê, ons is soos Jesus nou in hierdie wêreld. Hoe is Jesus? 100% geregverdig en in die perfekte verhouding met God. En ons is soos hy nou in hierdie wêreld. Hierdie is jou nuwe identiteit. Begin om jou manier van dink te verander en in lyn te bring met jou wedergebore identiteit. Dit sal jou lewe verander. Here, baie dankie dat u woord so kragtig en so lewendig is. En dat u woord vandag nog vir ons waarheid in ons lewe bring en vir ons wys wie is ons in Christus. Help ons Heilige Gees om ons gedagtes nuut te maak en in lyn te begin dink met wat u woord sê wie ons is. En dat ons sal ophou om te probeer om ons eie geregtigheid te probeer bewerkstellig. Dit is so sinneloos. Aan u, Here, al die lof en al die eer dat u ons herskep het in ware geregtigheid. In Jesus naam. Amen. As jy dalk gebed nodig het, is jy so welkom om ons te kontak. Ons bid graag saam met jou en hak graag saam met jou ons geloof vir dit waarvoor jy God vertrou. Ina se nommer is 079-527-5738. Of as jy dalk finansiëel by ons bediening wil betrokke raak, kan jy ook by Ina die details kry. Of jy kan na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za. Onthou geliefde, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.